Broers en susters, die gedeelte by die prediking, prediker 11 vers 9 en 10, die 2 verse wat ek daar aanhaal, en eintlik nou maar die hele prediker 12 wat ons gelees het, maar net vers 1. Jy wat jong is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dan in volle vreugde. Doen wat jy goed vind, en waarvan jy hou. Maar nou nie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Dink aan jou skepper in die dae, in jou jong dae. Voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen baat aan nie. Dis die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd, die tyd, die oude broers en susters, vers 2, wat ek om hier uithaal. Dis die tyd, wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word, na die Here. Ecclesiastes 11:9, young people, enjoy your youth, be happy while you're still young. Do what you want to do, and follow your heart's desire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Then 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, in the years approach when you shall say, I find no pleasure in them. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om kind te wees en jong te wees, is 'n baie spesiale fase in elke mens se lewe. Ons wat nou groter geword het en ouer geword het, ons was almal daar. Dis ook 'n opwindende fase in ons lewens. Elkeen van ons wat daar verby is, onthou dit ook so goed. Want jy is sterk, vol lewenslus, ambisieus en vol energie. En natuurlik al daardie hormone wat altyd ooit werk. But this is also the time when we start planning to build a life for ourselves. A good education, a satisfying job, earns a lot of money, own a place to live, find a life partner, and the list goes on. That's when we dream about having a great future. It is a time to have fun, make friends, enjoy your life. It is a time to play and to learn the basic skills that you will need throughout your life. It is during youth that you can discover what you are good at. Salomo, die skrywer van die boek Prediker, was 'n wyse man. Maar hy het ook oud geword en hy beleefde nou sy laaste dae. Hy het 'n volle lewe gehad, voluit geleef. 'n Mens sal dit selfs kan beskryf as 'n luukse en 'n bevoorregte lewe. Wel, soveel ervarings en plekke sou ek wil sê, jy wil spog, ek was al daar. En jy het dit gedoen, ek het ook al gedoen. Maar hy spog nie. Hy wil eerder vir ons leer, jong en oud. En hierdie leermeester was nie perfek nie. Langs die pad het hy ook maar 'n paar slegte keuses gemaak. Maar nou dat hy oud geword het, skryf hy met die wysheid wat met die ouderdom kom. En sy een wens is dat die volgende geslag dit dan anders sal doen. Moenie dieselfde pad volg wat ek geneem het nie. Leer uit my foute. En hy sê, my broers en
paar waarhede wat julle nie self hoef uit te vind nie. Neem dit alles van my. Ek wil eers sê, jy wat jong is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dag moet jy ten volle geniet. Prediker 11 vers 9. Jy sien die lewe is kort. Om toe te laat dat dinge ons geluk en ons vrede steel. Verbly jou. Geniet jou lewe. Leef elke dag voluit. Want elke dag en elke geleentheid kom baie keer weer een keer op in ons lewens. Laat jou hart jou vrolik maak. Young people, enjoy your youth. Be happy while you are still young. But remember that God is going to judge you for whatever you do. So Solomon encouraged young people, rejoice in your youth, to embrace happiness. And Solomon describes youth as a time of both vanity and enjoyment. It is a period when the mind is sharper and the body is still in its speed. At this time of life, most of us have the capability to do almost anything. The preacher tells us to rejoice in. Rejoice in the fact that you dream big dreams. Rejoice in the fact that your cardio is still fit enough. And your joints are strong enough to play sports. Rejoice in your curiosity about the opposite gender. These are all good things. Enjoy life, but know that you will be brought into judgment. En dan sê die prediker, doen alles wat jou hart begeer, maar onthou, jy gaan rekenskap gee van alles wat jy gedoen het. Weet jy, broers en susters en liewe jong mense, dit is so jammer dat so baie kinders van hulle se jeug ontneem word. Dit wat veronderstel is om geniet te word, het vir baie jong mense jammer geword. Soveel vrese en angste wat jong mense deurmaak. Dit lyk daarom asof daar nou so 'n bietjie rustigheid by ons skole gekom het. Of is my waarneming verkeerd? Jong mense wat die woorde geniet jou jeug nie altyd verstaan nie. En later dan slawe word van dwelms. En die bedbende betrokkenheid wat hulle se hele lewens ruïneer. Jy sien, as 'n mens jonk is, dan het ons die krag om ons lewe voluit aan die Here te wy. Want die ouderdom kom, die dag kom wanneer ons nie meer die krag sal hê om vir die Here te werk nie. En nou sê die prediker in Hoofstuk 12 vers 1, hy sê, dink aan jou skepper en die dag van jou jonkheid. Maak erns met jou verhouding met die Here voordat die ouderdom kom. Want in die ouderdom word die lig van die son en die maan en die sterre verduister. En die wolke kom terug na die reën. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come, and the years approach when you shall say, I find no pleasure in it. Our Creator is God, our Heavenly Father. And Solomon tells us to remember our Creator now, while we are young, instead of waiting until we are old. And Solomon shows that it will be harder, not easier, to begin thinking about God in old age, because of all the challenges in the later stage of life, especially failing health.
Solomon says, it is important at this stage to choose between the fleeting pleasures of life and true happiness. Commitment and faith in the Lord in the days of our youth will sustain us and help us to overcome in the days of trouble. And the preacher tells us what it is like to grow old. The body becomes more frail, followed by death, from which there is no coming back. Hy beskryf die verval van die menslike liggaam met die beeld van 'n huis. In die ouderdom begin die wagters van die huis bewe. Dit is die hande wat hulle kragtige greep verloor en begin bewe. Die sterk manne word krom. Die bene wat vroeër sterk pilare was, word nou swak, sodat dit nie meer die liggaam kan dra nie. En die malers, die tande, die stankele werk, omdat hulle min geword het, en een vir die uitval. Ook dit wat deur die venster kyk, die oë begin dof word en verduister. Dis die tyd wanneer die deure na die straat gesluit word en die geruis van die meel verswak. Wat beteken dat die mond en die stem nie meer die woorde kan vorm en uitspreek soos altyd nie. Dis ook die tyd as 'n ou mens dan opstaan, as die voeltjies begin sing, omdat die slaap van hom gewyk het. Dis die tyd wanneer die tone van die lied dof word, omdat die ore nie meer die klanke daarvan kan hoor nie. Dis die tyd wanneer hy bang is vir die hoogte. Ou mense is bang dat hulle kan val. En elke probleem lyk soos 'n berg. En wanneer hy weerloos staan teen die gevare op sy pad. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan en hy grys hare ontvang as 'n suurlike kroon op sy hoof. Die tyd wanneer die springkaan homself met moeite voortsleep, wanneer dit moeilik word om te beweeg. Die tyd wanneer die kappekruid as ons sê, eetstring land nutteloos word omdat die behoeftes aan kos het verdwyn. Die ouderdom, broers en susters, kan so gans anders wees as die jeug. Dit kan op die ou dag so anders wees as wat 'n mens jou ingedink het. Jou hande kan hulle krag verloor, sodat 'n mens nie meer vir die Here kan werk nie. En ons bene, wat nie meer die gewig kan dra nie, kan weier, dat ons na die huis van die Here toe kan kom. En 'n mens se oë kan dan ophou om die woord van die Here te lees. En 'n mens se stem kan verdwyn, sodat jy die Here nie meer met jou mond kan loof en prys nie. Die geklank van die woordverkondiging kan dan heeltemal onhoorbaar word. En wat gaan ons dan doen? Wat gaan jy doen? As jy nie jou lewe meer aan God kan wy nie. En dan, liewe jong mense, en ook ons broers en susters wat nou 'n bietjie ouer geword het, dink aan jou Skepper, sê die prediker. Gee jou beste aan die Here, terwyl jy nou nog kan. Jou beste tyd, en die beste van jou kragte, terwyl jy dit nog het, voordat ons sterf. Dis die weg van die mens deur die lewe. Want die gedagte van die dood geld nie net vir die ou mense nie, of vir seniors nie, ouer mense. Dit geld ook vir die jeug. Vir elkeen wat nog nie oud is nie.
Dink aan jou Skepper al die dae van jou lewe. Want jy weet nie wanneer dit sal eindig nie. En jy sal sien prediker. Dink aan jou Skepper voordat. En die woord nie voordat dit nou 3 keer voorgekom. Voordat die ongelukkige daar kom. En voordat die lig van die son en die maan en die sterre verduister word. Met ander woorde, voordat ons oud word. En dan derdens, voordat die silwer draad afgesny het. Met ander woorde, voordat ek sterf. Dink aan jou Skepper. Ons Skepper vra ook die krag van ons jong lewens. Hy vra ons alles, ons hele lewe, ons hele wese, ons kop, ons harte, ons verstand, ons alles. Hy kan dit vra, want hy het vir ons alles gegee. Hy het sy seun gegee, Jesus Christus. Jesus wat vir ons kom ly en gesterf het. Jesus wat uit die dood het opgestaan en opgevaar het. En God wat vir ons die Heilige Gees gegee. Die grootste troos wat enige gelowige kan hê. Ja, selfs ons wat alleen is die teenwoordigheid van die Here altyd by ons, sy teenwoordigheid. Deur sy Heilige Gees in ons lewens. Sy Heilige Gees altyd by ons. Jong mense, maar ook ons. Ons moet aan ons Skepper dink. En nou in 'n verhouding wees en kom tot hom. En voordat ons nie meer kan. Kom laat ons saam, dat ons Vader, ons Skepper en ons Here. Baie dank vir die lewe wat U vir ons geskenk het, die kosbaarste geskenk wat U vir ons gegee het in die Vaderland. Ja, dan nou vir ons, o Vader, om aan U te dink in ons jeug, maar ook in ons verdere lewe, dat ons sal smag na 'n verhouding, 'n innige verhouding met U, nou en altyd. En om te lewe net vir U, met alles wat ons is, met alles wat ons het. Sodat wanneer ons aardse lewe verby is, dat ons altyd net by U sal wees. In Jesus' naam. Amen.